ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 324. Ek is professor aan Mr. Retlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, ook 'n eskatologiese eindtydboek wat 'n moed is. Daar's eintlik, hulle is 3 of 4, waarom 'n 4 Afrikaanse Bybelvertaling, 2 sedels tot die boek van Openbaring, Vasgevang in die Antichrist-systeem en is dit Armageddon. Die 2 sedels tot die boek van Openbaring, die ander een. Daai boeke is 'n moed in elke huis wat belangstel in die eindtyd of die eskatologie. Jare van my lewe. 59 jaar van my lewe in daai tipe boeke, of in daai spesifieke boeke. So jy belangstel, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722-367-124 of https://javashua.co.za. Dis ons webtuiste nommer. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, is verskriklik welkom, baie welkom. Uiters belangrik, begin by deel 1, jy het reeds 'n magdom inligting verloor, wat jy gaan moet eers optel, sodat jy kan die vloei van die hele studie kry. Dit is uiters noodsaaklik om in te teken by YouTube, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Stuur die kontak ook vir die vriende en kennisses, deel dit met ander mense. Dis lewensveranderend, skryfblokplein en 'n 33 Afrikaanse Bybel, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vanmôre kom ons as Jafiste Vader om net dankie te sê. Dankie. Dankie vir ons gesondheid, dankie vir ons kinders, dankie vir ons families, dankie vir ons huis, Vader, dankie vir ons gemeente, dankie vir alles wat U vir ons doen, dankie vir U genadehand oor ons, dankie vir U voorsiening oor ons. U sê, Jafashua, val 1000 aan jou linkerhand en 10.000 aan jou regterhand. Na julle toe kom dit nie aan nie, want ek sluit julle in van agter en voor en bo en onder en jou maak ons toe in U genade. U sê, Vader, Jaffa het ons gestel om te heers as koningsseuns en priesters. U dek vir ons teestanders se tafel, U salf ons met heerlikheid, krag en genade en insig en wysheid en vrede en goedheid en guns. Al die heerlikheid deur die Ruach HaKodesh in die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Seën vanmôre se studie, Vader, ontvang ons lofprysing as 'n lofoffer aan U vanmôre in die mooiste naam Jafashua, die naam bo elke ander naam. Al die Jafiste sê halleluja, halleluja, in die mooiste naam van Jafashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Wat 'n voorreg, as ons net kan saam sit en woord deel. Soos by die boek Spreuke, hoofstuk 19, vers 3. Nou hy gaan aan, of hy skakel in by dit wat Spreuke 19 vers 2 gisteroggend gesê het. Nou praat hy vanmôre koning Salomo. Hy sê 'n mens se sotheid bedrywe sy weg. 'n mens se sotheid bedrywe sy weg. Met ander woorde, daai woord bedrewe beteken maak dit ongedaan. Dis soos iemand wat bid. Ek sê dit baie keer. Wanneer iemand sê amen, dan sê ek, kan ek jou verduidelik, wat beteken die woord amen? O, dis hoe ek my gebed afsluit. Nee. Waar kom die woord amen vandaan? O, dis 'n Hebreëse woord. Nee, dis 'n Hebreëse woord, nie? Dit is 'n Egipte, dit kom van die Egiptenare af. Hulle het Amen Ra, die songod, wat ook Nimrod was, wat Zeus is, wat Isis was, wat Jesus geword het. Songode. En jy kan, en ek sê dan vir die mense, jy kan die beste gebed bid. En as jy sê Amen, dan kanselleer jy daai gebed. Het jy dit geweet?
Want die Bybel sê julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Hoekom? Ons roep dan die songod Ra om ons te kom seën. Dit is almyn, A-U koppelteken M-E-I-N, almyn wat in Engels is Hebreëse woord, wat in Engels beteken let it be, laat dit so wees. Ek hou daarvan om my gebede af te sluit met die woord halleluja, of laat dit so wees. Maar daar's ander wat hou weer van die woord almyn, maar jy moenie sê amen nie. Want jy kan die beste gebed bid, en as jy sê amen, so goed jy vat 'n skottel water, jy gooi dit uit, en daar's niks in jou kom of jou skottel nie. So dis inligting, wat jou gebedslewe sterk kan maak. En as jy nou gaan sit en dink, hoe kan dit jou lewe verander? Deur net in die regte name te bid, en op die regte manier te bid. Sien jy die name nie? Hoe sluit ek my gebed af? In 'n Baalgod naam? Ek hou van die woord halleluja, want halleluja beteken, halleluja is 'n Hebreëse woord, wat beteken prys unto Jahwe. En na E-A-H op die einde, is nie J-A-H nie, maar daar was nooit 'n letter J in die antieke Hebreërs, is nou maar in die 16de eeu geskep. Die ja, E-A-H, hoofletters, beteken prys unto Jahwe. Jahwe, ons Vader. Wonderlik, né? So daar praat ek met iemand vanmôre wat sukkel met hulle gebedslewe, en dat dinge nie wil werk, het nie wil funksioneer nie, of jy kry nie genesing nie. Hoekom? Jy kanselleer jou, jy kan die mooiste gebed bid. En as jy sê amen, kanselleer, trek 'n kruis bo oor dit. Hy's nie van krag nie. Jy kan net soos, as jy klaar gebid sê, ek dankie Satan. Net so. Engels is it amounts to the same thing. 'n Mens se sotheid bedrewe sy weg. En jy weet, ek wil vanmôre vir julle sê, dis baie keer nie sotheid nie. Dis onkunde wat ons weer bederf. Wat ons godsdienstige pad, wat ons vir jare gestap het, gemaak het dat dit nie funksioneer nie. Ons het hoeveel positiewe getuienis van mense wat sê, prof, ek het in my lewe nog nooit soveel vrede gehad nie, en so voorsienendheid en guns uit die hand van Jahwe nie. Hoekom? Omdat hulle in die geopenbaarde name funksioneer en bid, en weet hoe om hulle gebede af te sluit. 'n Mens se sotheid bedrewe sy weg. Nou sê koning Salomo, maar sy hart, dis nie sy hart nie, sy sielste mense. Kyk hoe verander dit, skielik net omdat ons weet, die een is die een en die een kan nie wees nie. Want my hart kan niks doen nie. My hart het geen besluitnemingsreg nie. My hart is 'n pompie wat sê poef, 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 poef. Hy so tussen 70 en 90 pompe in 'n minuut. My hart kan nie vir my 'n besluit neem nie. My hart kan nie veroorsaak dat my weë verander word nie. Maar my sielsdimensie het dit sê oor alles wat in my lewe en in u lewe aangaan. Dan verstaan ons, die kerk het ons nooit die beeldspraak geleer nie. Men dis waaruit hierdie bediening bestaan. Hierdie javistiese bediening gaan oor die beeldspraak. En ek is so dankbaar in die laaste 59 jaar, dat Jahwe hierdie beeldspraak vir my oopgemaak het. En ek het net kan bedien. Aan u voorsit en u besluit of u dit wil gebruik of nie. Maar weet jy wat, dis daai beeldspraak wat soveel openbarings vir mense gebring het. En mense tot die waarheid gelei het, omdat hulle geleer het om tussen die lyne te lees. Nou sê hy,
'n mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoren op die Here. Kyk nou in jou 33 Bybel daarso, alles hoofletters, H-E-R-E. Dis onmoontlik dat koning Salomo dit kon geskryf het. Want die woord Here het eers sy betekenis gekry in die 2de eeu. Maar die woord Kyrios, wel nie eers daar nie, dit was God. Kyrios is God in die 2de eeu. Dan Theos in Latyns in die 6de eeu. Dan word Kyrios en Theos Lord in die 13de eeu. Dan later in ons tyd word dit God en Here. Maar Here in hoofletters, onmoontlik. Onmoontlik. Koning Salomo het Jahvashua se naam geken. Hoekom? Want koning Dawid, sy vader, het vir hom dit geleer. Wanneer koning Dawid skryf oor die naam, hy skryf en hy sê, u sal my siel nie in die doderyk laat bly nie. Soos wat jy u seun opgewek het, gaan jy my ook opwek uit die doderyk uit. Halleluja. En dis wat ek en u vandag het. Ons het 'n wederkomsverwagting. Kom ons kom terug. Maar sy hart is vertoren. Met ander woorde, daai vertoring is kwaad op die Here. Hoe kan ek op Jahva vertoren raak? Daai vertoren is ook is om 'n attitude te hê. Om 'n houding, dis die Afrikaanse woord. Is om 'n houding te hê teenoor Jahva. Hoe kan die klei vir die pottebakker sê, dis nie hoe ek wil lyk nie. Dis nie hoe ek wil wees nie. Dis nie wat ek wil wees nie. Jy kan nie teen die pottebakker memoreer nie. Jy's in sy hande, die stuk klei is in die hande van die pottebakker, en hy het hom op daai draaitafel, en hy beweeg hom, en hy maak met ons soos hy wil. En as hy lus is, dan druk hy hom weer mekaar, en begin hy weer voor. Ons is vertoren. Wat veroorsaak dat mense vertoren raak? Is sy eie onvermoë om sekere dinge te kan doen. Gaan kyk na die ouens wat Jahva so vloek. Dis omdat hy nie kan presteer nie, en in sy onvermoë 'n mislukking is. Nou vloek hulle Jahva, asof dit sy skuld is. Die mense sotheid bedrewe sy weg, en sy hart is vertoren op Jahva almagtig. Nee, dis nie my hart nie, my sielste mensie. Die goed wat ek dink. Die blaam wat ek skuif. Baie mense is so. Baie mense het nie hulle kry nie 'n ander Afrikaanse woord nie. Guts in Engels. Om self die blaam te dra nie. Dit moet altyd geskei word na iemand anders toe. Maar net nie hy nie, of sy nie. Man, as ek verkeerd is, dan sê ek jammer, ek is verkeerd. Ek gaan probeer om dit reg te stel, ek maak dit verstaan. Dis 'n man en 'n vrou met 'n ruggraat wat sê ek is sorry, ek het 'n fout gemaak. Jammer. Maar daai fout gaan ek nie weer maak nie. Maar jy kry van hierdie mense wat glo hulle is so volmaak, geestelik, soos 'n erdepot gemaak. Maar jy moet gaan kyk, jou bodem is gekraak, wat jy bo ingooi loop onderuit. Dis is sommer 'n metafoor wat ek hier gebruik. Jy kan mooi geverf wees en Chinees wees en alles, maar hy is onderstikkend, hy is gekraak. Enige waardevolle olie of iets wat jy bo ingooi, as jy volgende oggend daar kom, lê alles in die vloer. Maar sy sielste mensie is vertoren op Jahva, die Almagtige. Mense gaan so ver as om Jahva te blameer vir hulle eie menslike mislukkings. En daar, ek wil net sê, dit is so, ek en u ook. Ons maak ook foute.
Ons kan ook mislukkings veroorsaak. Maar wanneer dit gebeur, dan sê ek, sorry, jammer, Vader, ek het nie geweet nie. Of ek het gefaal, of wat ook al. Gee my nie 'n vrypas om sonde te doen nie. Ek praat nou van om verkeerd iets te sê, of te doen, of op te tree. Soos ons mens, ons tree partykeer mos maar. Ek weet nou nie u nie, maar ek ook, ek tree partykeer verkeerd op. Maar dis waar die Ruach funksioneer, wat agterna sê, Ruach, hey man, wat het jy nou gemaak? En jy kan teruggaan en sê, jammer, ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n fout gemaak. En binne die raamwerk van die Ruach HaKodesh, het Vader Jaffa dan vir ons dan daar die fasiliteit geskep om te kan sê, ek het 'n fout gemaak. Hoekom? Want ons is mens. So in hierdie dag, gaan ons nie iemand anders soek om te blame of te blameer vir ons foute wat ons maak nie. Kom ons hou ons oog gefestig op Yahshua, die volëinder van ons geloof. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.